Goeienaand. Hierdie video is net vir almal wat belangstel om die weermag te join as julle hier in Amerika aankom. Nou, eerste ding wat julle moet onthou, enige seun of man tussen 18 en 25, julle het nie 'n keuse nie, julle moet registreer vir die Selective Service. Sodra as jy 'n vaste adres het. Dit moet jy doen binne 30 dae nadat jy 'n vaste adres het of binne 30 dae nadat jy 'n vaste adres het en jy het 18 geword. Almal tot en met 25 moet registreer, anders kan jy 'n vet fine kry. Nou vir die wat belangstel om die weermag te join in Amerika, en dis mans en vrouens. Jy kan nie die weermag join voor jy nie 'n permanent resident is nie. Met ander woorde, jy moet deur die eerste jaar van refugee status gaan, dan doen jy aansoek vir jou green card, en sodra jy jou green card in jou hand het, kan jy aansoek doen om die weermag te join. Enige van die branches, die Army, die Air Force, die Navy, Marine Corps, Coast Guard en die Space Force. Enige een van hulle. Maar daar's restrictions op elke liewe een van hulle. Die eerste restriction wat daar is, jy moet 17 of ouer wees. As jy nog net onder 18 is, moet jou ma toestemming gee en jou pa. Die tweede restriction, jy moet onder 35 of onder 42 wees. Meeste van die weermagstele sny af op 35 en of twee van hulle sal afsny op 42. Dit met ander woorde, dit beteken, jy moet al daai ouderdom, voor daai ouderdom bereik het, moet jy begin met basiese opleiding. So jy kan nie byvoorbeeld hierdie proses aansoek doen en jy word 42 en jy was nog nie by basiese opleiding nie. Die derde vereiste gaan wees fiksheid en gesondheid. Jy moet medies gaan doen. Hulle stuur jou deur medies. En dan is daar fiksheid, toets wat jy moet slaag voor jy kan AMI toe gaan. En die laaste een is jou IQ-toetse, jou aanlegtoetse wat jy moet sekere persentasie kry om te bepaal wat jy kan doen. Nou al kry jy die hoogste skoor soos wat ek gekry het, gaan jy beperk wees tot omtrent 5 of 6 jobs, want jy is nog nie 'n citizen nie. Maar sodra jy eendag 'n citizen word, kan jy jou job verander. So dis basies die riglyne wat jy aan kan dink, kan kyk na as jy daaraan dink om die weermag te join. So, as dit jou plan is, anyway, en jy weet jy gaan daai minimum requirements bereik, nadat jy jou green card het, dan sal ek jou aanraai die eerste jaar terwyl jy hier is, hou aan, gaan doen fiksheid, jouself hardloop om die blok, doen push-ups, doen sit-ups, hou jouself fiks, kry jouself fikser, en gaan online, en dan gaan jy vir online practice ASVAB toetse, ASVAB, practice ASVAB toetse. Die ASVAB is die aanlegtoetse wat jy weer mag gebruik. Hoe hoër jy skoor op goeie, so beter is jou kans om in 'n spesifieke job in te kom waar jy graag wil wees. Meer keuses wat jy het. Soos ek sê, jy gaan beperk wees met keuses, omdat jy nog nie 'n burger is nie, maar sodra as jy 'n burger is en jy het hoë skors gehad, soos wat myne was, dan sal hulle jou vinnig na 'n ander job toe trek wat jou intelligence level kan meer gebruik. En dis basies dit, dis vir mans en vir vrouens, so die mans en die vrouens wat kan aansoek doen om die weermag te join. En dan, as jy die weermag join en it's a time of war, dan kan hulle jou citizenship expedite, maar dis nie op die oomblik 'n time of war nie. So, jy gaan dalk deur die normale proses gaan vir burgerskap nog steeds. Enige vrae spesifiek in terme van military hier in Amerika, kan jy maar onder op hierdie berig sit. Dankie.